Goeiemôre, Sarah Lou. Ag, jy is gerus maar in die strand. Baie dankie vir die voorreg om vanmôre weer 'n bietjie saam met jou te kuier. Ons praat oor dankbaarheid en dan vanmôre in die besonder oor die dankbaarheid vir 'n goeie nuwe lewe. Lees gerus saam met my Kolossense 2 verse 6 en 7. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Nou, hierdie twee verse gee ons eintlik baie rede tot dankbaarheid. Die eerste ding wat hier genoem word is, ons het Christus Jesus as Here aangeneem. Ergens het iemand met ons gepraat, ergens het ons op 'n manier die woord van die Here gehoor en agtergekom dat dit die antwoord is, dat dit ons lewe kan verander as ons Jesus Christus as Here aanneem. En 'n ander term daarvoor is om tot bekering te kom, om te besluit jy wil jou ou lewe verruil vir 'n nuwe. En dan sê hy, ons het hom aangeneem en nou leef ons in verbondenheid met hom. Ons het inderwaarheid een geword met hom. Hy is ons alles. Daar is hy en hy alleen wanneer ons lewe voer, wanneer ons deur die dag besig is, en ek hoop ons is een van die dae terug vir die van ons wat nog nie werk nie, dat ons weer kan aangaan met die lewe, maar in verbondenheid met hom. Ek en hy elke dag saam. Die volgende ding is gewortel in hom. Nou, kom ons dink net aan 'n boom. Hy's gewortel in grond. Dis waar hy sy kos vandaan kry. Dis waar hy sy standvastigheid kry. Daardie geworteldheid van hom maak dat hy die ergste storm kan oorleef, omdat hy gewortel is. En ons kan ook so lewe, omdat Christus Jesus die basis is van ons lewe. Ons is inderwaarheid soos 'n sterk boom gewortel in hom. En hy sê, die vers sê verder, ons is op hom gebou. Met ander woorde, ons is nie net onsigbaar van hom afhanklik nie. Ons lewe nie onsigbaar in hom nie. Ons is ook sigbaar besig om te bou. Dit wat mense kan waarneem wanneer hulle met ons te doen het te doen met die feit dat ons gebou word op Christus. Hy is die fondament van ons lewe en ons verantwoordelikheid is om met goeie materiaal op hom verder te bou. Vas in die geloof, sê hy verder, soos ons geleer is. En daarom dink ek, ons is so bevoorreg wanneer ons by 'n gemeente kan wees waar ons geleer word, waar die woord van die Here vir ons goed en duidelik verduidelik word en ons kan dit verstaan, ons kan leef en dit maak ons geloof onwankelbaar vas. En dit alles, my dierbare, is 'n rede om die Here te dank, om gevul te wees met dankbaarheid. Kom ons onthou ons bevoorregte posisie en ons dank die Here elke dag daarvoor. Amen. Ek sien daarna uit om môre verder met jou te gesels oor dankbaarheid. Mag jy 'n wonderlike dag